Hallo almal, baie welkom by die laaste projek Aardwolf van die jaar. En ons het gedink vir die laaste program, kom ons wys julle 'n bietjie hoe lyk dinge agter die skerms. Welkom by Kamp Aardwolf. Dis hoe ons bly as ons in die veld bly, dis ook hoe ons bly as ons in Johannesburg bly, as julle dalk gewonder het. Die trok ken julle al almal, maar hier is nou verskillende tente. Dis verskillende voorbeelde van die goed waarin ons bly. Ons kan later vir julle wys wat binne-in aangaan. Ons te swembad, want ons werk in styl. En omdat ons werk en nie speel nie, het ons 'n hele redigeersuite hier aan my linkerkant. Daar's tot 'n bed vir die redigeerder sodat sy saggies kan slaap in die nag en weer opstaan en werk. So, welkom en maak julle gereed vir 'n lekker kuier. En ons gaan die beste van die kykerbydraes nog kies. Dit gaan vandag hier gebeur wat hierdie hele boskamp gaan wen. En ons moet nog kyk na wat in die eier is. Nou, ons het nou al gehoor ons alles van 'n volstruis eier tot 'n pikkewyn eier en ons 'n klomp mense wat sê dit is glad nie 'n eier nie. Maar as julle vergeet het waar ons hom gekry het, ons het hom in die Kalahari by Andre gekry toe ons daai katoe storie oor die myne gaan doen het. Ons het die naweek gaan jag en soos dit nou maar is, ou is opgewonde om in die veld te wees, het ons die aand 'n draaitjie gaan ry met 'n spotlight en met die het ons 'n erfvark opgetel. Wat ons toe nou bly lig het, want twee van die ouens wat toe nou by was, het nou nog nooit 'n erfvark lewendig gesien nie. En kom toe nou so ver dat hy nou naand in 'n gat ingaan. En so kyk ons lig toe nou waar hy in die gat ingaan en ons sien 'n volstruiseier daar lê. Ek het toe ingekruip en die volstruiseier uitgehaal en wat toe nou vir my baie interessant was van die eier is dat hy baie swaar is. Dit klink soos letterlik of hy vol sand is. En so die raaisel by my ontstaan, moet 'n ou nie 'n kundige ou kry wat vir ou die ding wel kan ontmasker, wil ek sê. Ja, Andrei, dankie. Hierdie eier was groot pret soos jy kon sien, né? Maar nou kom maar nog meer pret. Ek en Quentin gaan 'n braai-kompetisie hou wat nogal sekerlik snaaks gaan wees. En dan gaan ons 'n groot ontploffing sien wanneer 'n kenner vir ons wys hoe om met 'n lang donkkrag 'n band van 'n naaf aftaal en weer terug te sit in die veld. En ek wil nog vir julle die beste van die beste kykerbydraes wys en ons moet die algehele wenner nog kies. Kom ons doen dit sommer nou. Ons eerste maandwenner was Gerda Robertse van Rustenburg en sy het hierdie video gestuur van die baardskeerders wat so rof stoei. Hierdie wys ons eintlik die baardskeerders se paringsproses en dis nie iets wat mense aldag sien nie. Hannes Enslin van Sanien was die tweede maandwenner en hy het vir ons die video gestuur van die slanghalsvoël wat daar kuiken voer. En daai kuiken druk sy kop tot binne in die keel af van die ouer en sluk totdat die hele krop leeg is. Daar's nie 'n krieseltjie kos oor nie. Die derde maandwenner was Tony Oshrey van Port Elizabeth en hy het vir ons hierdie foto's gestuur van die leeuwyfie wat die alleenloper Buffel Bill aangevat het. En sy gryp daai bil hier in die regterbeen. Dit maak nie saak hoe die bil tol nie. Daai wyfie hou vas. En toe kom die res van die trop nader. Die ding omtrent die eier is, gaan hy dryf of gaan hy sink? Want soos ons weet, die vrot eier dryf. Ekskuus, ek het nie so vas soos die kamera gedink nie. Maar hierdie een, as hy onderbly nie, dan is hy nog lewendig. Wat se eier? As hy dryf, dan is hy vrot. Maar ek is nog slimmer as julle met julle eier, want weet jy wat? Terwyl julle almal raai oor die eier, het ek gaan uitvind wat se in die eier soos 'n behoorlike joernalis behoort te doen. Daar's nie die eier nie. Ja, let's do it, hè? Close the gate. Ek wil nie altyd moet weet wat doen ons. I believe you've got a present for us tonight, eh? Dis 'n hele geheim. Hy's 'n bietjie koud, want ek's bang hy broei uit daar by my huis en dan weet ek wat met die dinosaur te maak. for sure. As jy hom omdraai, as jy voel as dit soos 'n klip binne-in. Ja. Dis 'n vars eier. Okay, wel, hy's nie heeltemal vars nie, maar dis 'n nuwe eier wat ek gekry het. En hier is die regte een.
Now, the first thing that strikes me as interesting is that compared to kind of a fully grown ostrich egg or fully grown adult that would lay an egg, it's still quite a bit smaller. And if you look at it, it's a lot rounder as well. So off the bat, you would tend to think that maybe this is a sterile egg to start with. Dink jy dis 'n volstruiseier? Is dit nie 'n vlakvark eier of 'n ding nie? That's the other thing. I mean, there's not many things that would lay an egg like this. So I would guess ostrich, but yeah. Ja, 'n bietjie by jou oor. You see, if I listen to it, there's something in there. Huh? Ek hoor, dit klink soos kriekies of iets. Yeah, no, there's definitely something O in nee, there. dis die kameraman se selfoon. No, my best advice, we take an x-ray and we have a look. So dit gaan, waar is julle ekstra kamer? Come through, let's have a look. Ek moet nog altyd een van hierdie goed gedraai het. So. Let's go have a look. Ek wil net sê hy wil nie vir my sê wat's binne nie, maar nou gaan ons uitvind. So kom kyk. At the moment, I'm the only one who knows. I would think that an egg would change form and change shape, but it wouldn't get more dense with time. No bones that I can see. Niks. No Hy's bones. net solied binnekant. Solid, So solid. hy's so sand as hy in 'n rol, maar Sounds like sand, eh? Sounds like sand. so eintlik weet ons nog steeds nie wat's binne nie. Dis nou tyd vir die braai kompetisie. Prof Erik en Quentin gaan vir ons kyk wie kan die lekkerste steak en stukkie wors braai. Het julle my? Okay. Nee, so Prof Holm is hier op sy kyk gasstoofie groter om te pak, maar lekker groot oppervlak en Quentin is op die Kaap met 'n kabbelsteen en hier is die enigste spices wat jy mag gebruik. Nou dit gaan nie oor wie die vinnigste die chop kan gaar kry en die stukkie wors nie, maar ook oor wie dit die lekkerste kan gaar kry. En ek gaan die beoordelaar wees. Reg? Is julle reg? Ons is reg, maar ek wil vir julle eers die laaste van die kykerbydraes wys. Ons moet dit nou doen. Ja. Charles Parsons het in Oktober die beste kykerbydra ingestuur en dit was van 'n leeuwyfie wat stip kyk na daai vlakvark sog en haar kleintjie. En daar sluip 'n ander leeuwyfie nader. Die vlakvarke is salig onbewus van die leeu's. En toe, skielik is dit chaos. Die sog breek regs, sy ontsnap, maar die kleintjie pyl reguit af op die wagtende leeu en daar kom dit nou en is tickets. Hierdie bydra was van Kobus Simon van Weewind Park en dit wys 'n jagluiperd wat hierdie volstruis jag. Maar dit maak nie saak hoe daai volstruisbene rek om weg te kom nie. Daai jagluiperd bly by en oor die bult daar trek sy toe die volstruis neer. Soos hy ken haar storie. Dis 'n ding wat 'n mens nie aldag sien nie. Nonnie Botha van Beinsley was die 6de in die laaste maand wenner en sy het hierdie bydra gestuur van hierdie weierstert eekorinkie en hierdie ding het nie 'n bang haar op sy kop of sy stert nie. En daar gaan die slang, 'n koperkapel, 'n Kaapse kobra in die gat in. En toe kyk nou, die eekorinkie val die kobra aan. Hy intimideer hom en jaag hom weg. Slaap jy? Nee, alles behalwe ek is besig met my boek resensies. Ek moes net 'n ander resensie tussendeur doen. Julle verstaan, ek het 'n nuwe bed. Dis Austin, dis dieselfde as hy stoele van ons daar buite. Dis hulle kampbedjie en hy lê heerlik met my nuwe canvas en teen slaapsak ook, maar kry dit warm om te klim. Maar eintlik het ek om boeke kyk. Goue jare. UDV Pinaar, dis die baie bekende Dr. Tol Pinaar. Hy was vir jare lank nie net 'n wildbewaarder nie, onder andere was hy hoof gewees in die Kreerwildtuin en uiteindelik het hy afgetree in 1991 as die hoof van nasionale parke. En hier skryf hy 'n boek oor die geskiedenis van die Kreerwildtuin. Letterlik in die goue era van die wildtuin, hier van die laat 40er jare tot in 1991. En die volledige geskiedenis is hier. Hy het regdeur sy loopbaan die fotos, die staaltjies, alles opgeteken en geberre en dit lees soos 'n absolute heerlike storie. Die volledige geskiedenis uit hierdie baie belangrike era
van ons belangrikste nasionale park. So, dis 'n boek wat ek regtig kan aanbeveel. Dan hierdie pakkie wat hier lê, behoort almal, of moet ek sê kom uit die pen van ons eie professor Erik Holm. Ensiklopedie, die ken julle al, ons gebruik hom nou al lank. Maar nou het Prof Holm 'n tree verder gegaan en hom opgevolg met sy Gogga-gids, die geleedpotiges van Suider-Afrika. In dieselfde styl geskryf, saam met die baie bekende arachnoloog, professor Ansie Dippenaar. Sy het die gedeelte oor spinnekoppe geskryf, maar die eintlike idee was dat hierdie boeke aanvulling is tot ensiklopedie en dat hy al die goed wat hulle nie daarin kon dek nie, omdat hulle nie insekte is nie, nou kon 'n beerd gee in 'n boek. Dis nou dinge soos 100 pote, 1000 pote, skorpioene. Hulle is almal hier in Prof Dippenaar se nuwe boek. Dis regtig pragtige stories in, tussendeur foto's van almal, jy kan identifikasie doen. Dit is 'n boek wat nou weer langs my bed gaan lê vir baie lank. En terwyl ek kwaliteit tyd in my tent deurbring, braai hulle dat die sopspat buite. Kom julle. Ek dink ons hou kompetisie hierso. Ja, ons is hier. Dis nog nie eers 'n ou vuurtjie aan die Die gang eerste of ding niks is om nie. nou hierdie cobblestone Ek sien die prof gaan jou wen, hè. aan die brand te kry. Ja, maar jy sien Solank Hy het my al klaar- gas hou, is ek klaar voor. voordeel. Die keidek en die kop is lag ons gunsteling geen vuur braaie en albei is Suid-Afrikaanse produkte. Dit gaan nie oor tyd nie, dit gaan oor kwaliteit. Dis nou my nadeel. My gas kan opraak, Quentin se nou nie. Braai mix. Maar voor ete moet ons nog die kykerbydra wenners kies. Daar's hy. Movie tyd. Ek wil net gou in ons paneel voorstel, dis nou vir al ons wenners van die jaar se bydraes. Julle ken die aanbieders, die agbare professor Erik Holm, die meer agbare Johan Botha, die Mees koning- agbare. Aan die ander kant Altie Forsie, vir Quentin ken julle, ek meen hy is die ou wat verantwoordelik is vir dit. Hermine Robert is die besig om die snywerk te doen. Dan het ons vir Dani van der Walt en hier by my is Ronnie Watt. Hy is die regisseur van die kykerbydraes en saam met Ronnie is Adam. Elkeen kry 'n stembriefie vir 'n geheime stemming. Terwyl ons hier is, wil ek julle gou wys hoe werk die tent terwyl hulle hier rond sit. Behalwe dat sy kan redigeer, so julle sien ons vir 'n lekker bedjie daar uit en 'n muskietnet. 'n Lig teen die dak in die aand. IRB ligte werk baie lekker. Hy trek ontsettend min krag. Dis LED liggies en hy het 'n verskriklike klomp gloeilampies daarin. So hy maak hierdie hele tent lig in die nag van amper geen krag af nie. Die krag kom van hier af. Dis 'n battery. Wat binne in hierdie baie slim boksie pas en wat hom slim maak, is hierdie ding aan die kant. Daar's 'n battery laaier wat jy kan inprop van die muurkrag af. Jy kan hom laai van 'n ander battery af. Jy het verskillende uitsette, jy kan jou laaiers inprop soos ons selfone en die rekenaar en so aan. Hierso op die oomblik is die yskas ingeprop. En as ons regtig op 'n plek is waar niks krag is nie en ons batterye begin pap word na 'n week, kan ons dit laai van ons kragopwekker af. Kragopwekker werk baie maklik. Kyk net hoe maklik skakel hy aan. Die Engel is klein, maar hy wek 2 kW se krag op en is baie stiller as die gewone kragopwekkers. Hy raas 'n bietjie, so ek verkies hom nie in die nag te gebruik nie, maar as dit nodig is na 'n paar dae, dan is hy baie lekker om te benut. Julle moenie verraai wees deur hoe oulik die prof lyk as hy daar staan nie. Hy's net so skelm soos Johan. Hy het ook 'n beerd met die eier gehad en hy het ook gaan probeer uitvind wat daar binne aangaan.